Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse Wynlande. En al wen die Reservebank toe nou die iets wat van 'n onder ons sien tussen die Reservebank en Tesorie. Laat ek vinnig die agtergrond gee. Onthou ons het inflasie mikpunte 3 tot 6%. En die minister van Finansies stel daardie inflasie mikpunte. Die Reservebank het besluit om 4,5% in die middel te teiken en nou onlangs het die Reservebank gesê nee, ons gaan nou gaan vir 3%. So 3% word nou die teiken. Toe sê die minister van Finansies, maar wag 'n bietjie julle ouens, ek het nie die inflasie mikpunte verander nie. Julle kan dit nie 3% maak nie, dit is nog steeds 3 tot 6% en dit is nou die konflik. Dis duidelik tussen die Reservebank. Die minister van Finansies is tegnies reg. Hy moet die mikpunte verander, die Reservebank het dit op hulle eie gedoen. Maar wat nou die afgelope week gebeur het is die volgende. Die Amerikaners het rentekoerse verlaag. Die werklike inflasiekoers het laer gekom as wat ons aanvanklik verwag het en ook inflasieverwagtings het die afgelope tyd gedaal. En dit alles het vir my daarop gedui dat die Reservebank rentekoerse gaan verlaag. En ek het gedink die Reservebank gaan rentekoerse verlaag, want onthou daai konflik, tussen die Tesorie en die Reservebank. Toe Lesetja Kganyago nou sy storieetjie lees net na het hy die vergadering gehou het, na die monetêre beleidskomitee vergader het. Toe lees hy sy storie en dis 'n paar interessante dinge. Hy sê hy verwag so iets wat sterker ekonomiese groei 1,2% en hy sê 2 van die ouens het gestem vir lae rentekoerse en 4 van die ouens het gestem vir rentekoerse wat onveranderd moet laat. Maar hy het weer 'n keer die klem geplaas op daardie 3%. En dit is hoekom hy rentekoerse onveranderd gelaat het, want hy het weer 'n keer besluit en het nou weer 'n keer gesê 3% is die teiken van die Suid-Afrikaanse Reservebank en tot inflasie en inflasieverwagtings werklik waar rondom die 3% bly en behoorlik gevestig is rondom die 3%, eers dan gaan hy begin om rentekoerse te verlaag. So ek het gedink en ek dink nog steeds as ruimte vir 'n rentekoersverlaging, maar ek dink ons gaan vir so 2 maande wag voordat hulle wel rentekoerse gaan verlaag. Maar hier's 'n interessante konflik tussen die Tesorie en die Reservebank en die Reservebank het hierdie een met sy hande afgewen.